Môre julle, Môre daar. soos julle kan sien, dis beslis nie verskriklike warm dag hier nie. Die koue is beslis hier so op tafelkop. Die gesprek tussen spiritualiteit en wetenskap, ons is steeds daarmee besig. En ons wil by die volgende 2 geleenthede, wil ons net 'n bietjie stil staan by 2 groot figure in die fisika. En dit is onregverdig, want daar was baie groot figure. En 'n mens is geneig om altyd die kollig te laat val op mense wat regtig op die voorgrond was en inderdaad groot werk gedoen het, maar asof ons sê wel, hulle is hierdie groot leidende figure en dat 'n mens eintlik die ander se werk nie hoog ag nie. Ons besef die tekortkominge. Hierdie is net mense wat deur hulle skryfwerk en deur hulle invloed 'n groot impak op die fisika gehad het, maar hulle kon dit net gedoen het deur die samewerking met ander mense en ook met hulle voorgangers wat baie groot werk gedoen het. En ek dink dit is wat Einstein wat gesê het. Newton. Newton het gesê het hy staan op die skouers van die reuse wat hom vooraf gegaan. Dis reg. En dit is inderdaad so. Ja. So vandag wil ons 'n bietjie praat oor Isaac Newton. En nou is dit interessant, ons leef hier in die 21ste eeu en die figuur wat die naaste aan ons is in terme van bekende fisici en so aan, is Einstein, omdat Einstein so 'n groot rol gespeel het in die 20ste eeu. Maar wanneer jy met fisici, mense in die veld oor die algemeen praat en jy vra vir hulle, wie is jou groot rolmodel en wie beskou jy as die grootste fisikus? Dan hoor 'n mens amper deurgaans Isaac Newton. Sy invloed was net geweldig. En as 'n mens sien wat hy gedoen het, dan is dit so. Ja, want ek dink hy het die wêreld verklaar. Hy het die beweging van die wêreld verklaar. Hoekom dinge beweeg soos dit beweeg. Ek onthou nog so goed my fisika lesse oor Newton se wette, bewegingswette. Vir elke krag is daar 'n teenkrag. Die gravitasiewet, what goes up will come down. Al daai goeders is so, dit klink vir ons nou so basies, maar dit was nie inligting wat bekend was nie. Hoe het dinge beweeg? Hoekom het dit so beweeg? Hoekom val die appel grond toe? Hoekom val alles teen dieselfde spoed in 'n ligleegte? Al daai goed was nie bekende inligting nie. Ja. En hy het dit eintlik wetenskaplik en met wiskunde het hy dit bewys. Ja, Verklaar. en ek dink deel van sy briljantheid is, of dit waar is of nie, party sê dit is nou maar 'n tipe van 'n apokriewe storie, dat hy onder die appelboom gesit het en toe die appel op sy kop val, het hy begin dink aan gravitasie. Dit kan so wees, maar sy briljantheid het daarin gelê dat hy van die vallende appel uitbeweeg het na die planete en die sonnestelsel. Die beweging van hulle. En die beweging van hulle en gravitasie in terme van dit in verband gebring het. Met ander woorde, hy het verbande gelê. Ja. En dit is nou so interessant, Matilda sê, ons aanvaar dit as so vanselfsprekend, maar op 'n tydstip in ons menslike geskiedenis het ons nie verstaan waarom sulke dinge werk nie. En dit is nou opvallend om te sien, ons kleindogter, sy word nou hier in September 11. 6. Ag, jemmel, waar kom ek daaraan? 6. Sy is so slim. Ek dink sy Sy self. spring so 6 jaar. Ja, ekskuus. Sy word 6. Maar dan verduidelik 'n mens vir haar van asteroïdes wat in die aarde se atmosfeer inkom, die aantrekkingskrag van die aarde en dat planete aantrekkingskrag het en alles. Dan luister sy so, dan sê sy dis weird. En vir die grootste gedeelte van die geskiedenis kon mense sê, maar dis weird.
Ja. Hoekom val goeders? Hoekom as hulle opgaan, kom hulle weer Ek dink terug? wat vir my interessant was, is dat baie mense het nie daaraan gedink nie, Ja, dat daar redes daarvoor is nie. ja, Ek dink dis wat vir my van Newton, en mis heel moontlik van Einstein en al die ander, Galileo wat vooraf gegaan het, hulle het nie net gekyk na 'n ding wat gebeur nie. Hulle het gewonder hoekom gebeur hy soos hy gebeur. dit is. Hulle was soekers. Dis reg. En hulle het verwonderd gestaan oor die wêreld waarin hulle leef. Soos wat Matilda aan die begin gesê het, Newton wat gesê het, hy kon eintlik net verder sien omdat hy op die skouers van reëse staan. Daar was 'n sekere, nie by almal nie, jy het maar moeilike fisici ook gekry en baie selfgesentreerd, maar deurgaans amper die groot figure baie nederig. In terme van hulle werk, dit is vir hulle doodgewoon dit wat gedoen moet word. So dit aan die een kant, maar ook 'n groot oopheid en 'n verwondering En 'n nuuskierigheid. en 'n nuuskierigheid. En regtig 'n goeie waarnemingsvermoë om te sit en te kyk, maar hoekom gebeur dit so? Waarom herhaal patrone? Al hierdie tipe dinge. Ek dink dit het 'n groot rol gespeel. En die feit van die saak was, Newton was net regtig absoluut briljant. Newton het het eintlik die basis gelê, soos Matilda sê, die wette van dinamika, die wette van entropie, lig, die ligspektrum. Hy het agtergekom dat wit lig uit die verskillende kleure lig bestaan. Toe daar 'n vraag opgeduik het, iemand het aan hom 'n vraag gevra, waarom die omwentelbane van die planete, waarom hulle ellipse is en nie sirkels nie, het Newton gesê hy sal 'n bietjie daaroor nadink, en toe hy later terugkom met die antwoord, het hy in die tussentyd 'n hele nuwe wiskundige taal ontwikkel om by die antwoord uit te kom, calculus. Hy het dit sommer maar net uitgewerk en ontwikkel sodat hy hierdie antwoord kon formuleer. So alles dui daarop net dat hy absoluut briljant gewees het. En kon super fokus. Ja. Ek dink tot die mate dat hy heeltemal homself afgesluit het van menslike kontak. Hy was nie sosiaal, was hy nie in staat om goeie verhoudings te hê nie. Hy het gesukkel met dit. Hy was so ingeneem en opgeneem deur dit waarmee hy besig was. Ja. En dit is ook interessant dat wanneer 'n mens na sy geskiedenis kyk, uit die aard van die saak, ons ken hom as die groot fisikus. Maar veral in sy later lewe het hy baie gefokus en eksperimente gedoen met alkemie. Dit het amper al sy aandag opgeneem en ook daarmee saam teologie. Partykeer wil 'n mens sê nogal 'n bietjie vreemde teologiese idees gehad, maar die aanname word gemaak dat Newton meer oor teologie geskryf het as oor fisika en alkemie saam. Jo, dit is ongelooflik. So dit het hom 'n ook geweldige soeker. Ja. Geweldige belangstellinge in wie is God. Mense sou sê, okay, hy's 'n fisikus, hy verklaar al hierdie goede volgens wette, hoe die wêreld is, en dan is hy besig met God. En wie is God? En dit is eintlik amper 'n lewenslange soektog vir hom gewees. Ja. So wanneer 'n mens na Isaac Newton se lewe kyk, dan word 'n mens daardeur aangespreek om net die heeltyd amper met oop oë te lewe en jou te verwonder aan hierdie wêreld. Elke liewe ding waarmee ons besig is. Die karre waarin ons ry, die beweging daarvan. Die invloed van gravitasie.
die hemelruim wanneer ons daarna kyk, om berekeninge te doen. Ons gewone berekeninge is nou nie direk terug te voer na Isaac Newton nie, maar tog, spoed, ja, al daai dinge, afstand wat jy, ja, hoe lank gaan dit vat? Ek sal altyd so ry, dit is 'n nagedagtenis aan my pa. As ek vir myself uitwerk, as ek so vinnig ry, gaan dit my soveel minute vat om in die dorp te kom of so, en dit is wat ons altyd gedoen het. Ons was besig met sulke somme, spoedsomme. Maar ek wens ek het Newton se hare gehad. Goeie aarde. Die man het mooi hare gehad. Snaaks, ek het nou weer op sy brein gefokus. Jy sou. Sy hare. Maar hy het mooi hare gehad. Maar ook om voortdurend in hierdie gesprek met God besig te wees. Want wanneer ons in ons wêreld leef en ons beleef ons wêreld, is dit eintlik 'n gesprek met God. Met alles wat ons doen. En dit is net met die min begrip wat ons regtig oor al hierdie dinge het, dit is net lekker om ook in die dampkring van hierdie groot mense te wees en iets van hulle gesprek te beleef en ook selfs daardeur geraak en beïnvloed te word. Baie dankie julle, altyd lekker om te gesels, ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.